paid the debt he did not. I owe a debt I could not pay. I needed someone to wash my sins away. And now I sing this brand new song, Amazing Grace, how sweet the sound. Jesus Christ paid the debt I could never pay. He paid the debt he did not owe. I owe a debt I could not pay. I needed someone to wash my sins away. And now I sing this brand new song, Amazing Grace, how sweet the sound. Jesus Christ paid a debt I could never pay. He paid a debt he did not owe. I owe a debt I could not pay. I needed someone to wash my sins away. And now I sing this brand new song, Amazing Grace, how sweet the sound. Jesus Christ paid a debt I could never pay. Oh yes, hallelujah. Onze Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Baie, baie dankie dat u die seun vir ons gestuur het, om ons sonde skuld te kon betaal, deur homself as 'n offer aan te bied, en ook sy siel as 'n skuldoffer te gee. En deur sy bloed is daar waarlik vir ons dan ook redding en reiniging, sodat ons kinders van God kan word. Baie dankie Here Jesus dat u dit gedoen het, en ons eer u dat ons kan uitroep vandag, soos wat Johannes uitgeroep het, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. O Here, u die wêreld se sonde weggeneem, u het myne en elke ene wat na u gekom het, gered is, verlos is deur die bloed, die Here Jesus se sondes het u weggeneem, en daarvoor eer ons u. Halleluja. Baie, baie dankie vir die Heilige Gees ook, dan wat ons oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Dankie vir die Heilige Gees wat saamwerk in hierdie bloed-evangelie, sodat ons as verlostes eendag voor u sal kan staan. Baie dankie Here, dat ons dan in hierdie oomblik aan u die eer kan gee, dat ons na u woord kan luister. Dankie vir die Heilige Gees wat ons dan leer en lei in die hele waarheid. En daarom vra ons dat elkeen wat 'n oor het sal hoor wat die Gees aan die gemeente sê, en dat elke oor bestryk sal word met die bloed, sodat net die waarheid sal ingang vind in elke lewe, en ons prys u daarvoor. Amen en amen. Prys die Here, ons is dankbaar om in hierdie dag so saam te wees. Ons groet u almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus, en ons dank die Here weer eens vir 'n voorreg om hierdie evangelie van vrede te verkondig oor Joy Gospel Radio. Dank die Here vir Pastor Barry en sy vrou Christel, wat hierdie
werk op die been gebring het, dat die Here hulle geseën het, en ons weet dat die Here sal ook vir hulle voorsien vorentoe. Ons eer die Here vir hierdie voorreg. Halleluja. En ek is pastoor Flippie Gerber en ek is die aanbieder van Pinksterkind. En ek wil dit weer sê, jy kan nie in Pinkster anders te inkom as om in Pinkster gebore te word nie. En die dag wanneer jy weer gebore word en jy word gevul met die Heilige Gees, dan word jy in Pinkster ingebore. Halleluja. En ons dank die Here. Pinkster gaan gepaard met die Heilige Gees. As dit nie vir die Heilige Gees was nie, het ons nooit hierdie Pinkster erfenis gekry nie. Dank die Here daarvoor. Halleluja. Nou, ek wil die woord van die Here aan die bedien, soos wat die Here dit vir my gee, en ek wil net in Efesiërs by die wapenrusting iets lees, wat vir my, ek het al daaraan geraak, maar ek wil net graag gou hierdie versie net lees, want dit is baie belangrik, is een deel van die wapenrusting. Hy sê, Efesiërs 6 vers 17, en neem die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Nou, wat die belangrik is die swaard van die Gees, wat die woord van God is. Nou, ons het alles gekry, as gevolg van die woord van God. Al is dit geskrywe, Christus is die gesalfde, lewende woord van God. Maar hierdie skrif is geskrywe rondom die woord van God, wie Christus werklik is. Halleluja. En wat van ons verwag word, en wat die Here vir ons gedoen het, veral dat Jezus aarde toe gekom het. So, dit meen die helm van verlossing en die woord van die Here, die swaard van die Gees, ek wil amper sê, is hand in hand, alhoewel dit, ek wil dit so sê, is twee verskillende dele in die wapenrusting, maar dit werk alles saam, sodat ons toegerus kan wees, die hele wapenrusting. Ek dink net vanmôre daaraan, hy praat van julle lende en omgord met die waarheid. Nou, as ons net oor die waarheid moet begin preek, net die waarheid, sal dit jare wees. Geregtigheid, jare wees. Skoene aan die voete, vir die bereik die evangelie, jare wees. Nou, die skuld van die geloof, jare wees. Halleluja. En die helm van verlossing kan jare wees. En natuurlijk die woord van God kan jare oor net hierdie een afdeling preek, sodat ons toegerus kan wees. En ek wil nou vandag vir iets sê. Daar Goliath se grootste probleem was, hy was toegerus met krygswapens en hierdie krygswapenuitrusting wat hy gehad het. Dis al deel in die hele wapenrusting van Goliath was, dat sy helm wat hy opgehad het in die middel 'n opening gehad, in die voorkant. En dis presies waar Dawid hom getref het. Wat hier belangrik is, as daar 'n opening is in die helm van verlossing, gaan die vyand jou neervel. Verseker. Nou, die helm van verlossing. En ons weet dat die verlossing, hy sê dit in Efesiërs 1 vers 7, ek gaan hom lees soos die woord van die Here dit sê, hy sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Halleluja. In wie het ons die verlossing? In Christus. Deur wat? Deur die bloed. So daar moenie 'n tekortkoming wees by die helm van verlossing dat daar 'n opening is nie, want sekerlik as jy enigsins 'n opening het in hierdie helm, gaan die vyand jou onderkry, want hy het gesien wat Dawid met Goliath gedoen het, en hy sal dit met ons doen, want hy naboots alles, hy tree op soos wat die manne van God opgetree het, sodat ons mislei kan word, en dan maak ons 'n opening, en dan tref hy ons in die opening, in die voorkop. Halleluja. En dit kan ons ondergang beteken. Maar wat vandag vir my belangrik is, en dit is dat
Die woord van die Here sê, en hy sê dit ook in Openbaring, hy praat van, dat ons moet geen smet, iets dergeliks, wat ook al, moet in ons wees nie. En, wat hier belangrik is, ek meen, my dogter stuur vir my iets vanoggend, wat dadelijk met my gepraat het, en dit is waarom ek so laat is by die boodskap, dat, en ek moes toe gaan kyk wat die woord daarvan sê, maar wat hier vir my belangrik is, ek gaan dit lees, want dit was vir my wonderlik geweest. Die lam wat geslag was sonder gebrek. Nou, dis Christus. En hierdie het alles te doen met ons verlossing. En dit het te doen met die helm van verlossing. En hierdie lam, Jesus wat sonder gebrek is, was deursoek en moes bevind word as reg om geslag te word. Hy was sonder gebrek en hy moes gehoorsaam word, en dis waar die toets gekom het by die Here Jesus, as ek het so kan hê. Hy moes gehoorsaam word tot die dood van die kruis. Baie interessant. Die Here Jesus sê dit self. Omdat hy gehoorsaam was aan die Vader, het hy gekom om die wil van die Vader. En hy sê dit ook in Hebreërs 5. Hy sê, hy, die Seun van God, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Dit meen, dit wat hy gelei het bepaal of hy gehoorsaam was, en die gehoorsaamheid bepaal of hy reg was om geslag te word. Maar hy was gehoorsaam tot die dood van die kruis. Dit meen, sy gehoorsaamheid bepaal dat hy reg is om geslag te word. Hy moes eers deur dit gaan. En dis waar ons probleem vandaan kom. Ons is so ongehoorsaam. Halleluja. En daar is een ding wat ons absoluut ongehoorsaam is. En dit is wanneer ons deur lyding gaan en smarte gaan en ensovoorts, om te toets of ons gehoorsaam sal bly aan die woord van God. Halleluja. En dis hier waar baie van ons faal, sodat ons liggame kan gee as 'n lewende, heilige en aan God 'n welgevalle offer. So ons word eintlik getoets en beproef. Halleluja. Sodat ons dat daar bevind mag word dat ons reg is om geslag te word. Dit meen om hierdie offer te wees. Halleluja. En ek wil nou vandag vir iets sê. Ons sal dit in die lewe nooit reg kry sonder die bloed van Jesus. Daar is niks op hierdie aarde wat ons kan reg kry om ons eie liggame as 'n offer te bring. Maar ons sal absoluut gehoorsaam moet wees aan alles wat die woord skryf oor die bloed en die verlossingswerk deur die bloed. Ons sal absoluut gehoorsaam moet wees. Halleluja. En ons weet dat die lam bevind dat die lam sonder sonde was en nog steeds is. Hy is nog steeds sonder. Hy was sonder sonde toe hy geslag is. Hy is nog steeds sonder sonde. Dit meen sy bloed is sonder sonde. Baie interessant. As die lam sonder sonde is, dan is die bloed outomaties ook sonder sonde. Nou hier is 'n baie interessante ding. As daar 'n gebrek is aan die lam, nie eers die bloed van hierdie lam wat 'n gebrek het,
kon gebruik word nie. Kan ek dit weer sê? As daar 'n gebrek is aan die lam, kan hy nie geoffer word nie, en sy bloed is nietig. Dit is niks werd nie. Maar Christus het geen gebrek gehad nie. Halleluja. Hy was sonder sonde, en toe hy geslag word, toe kon sy bloed gebruik word om ons vry te maak van die sonde. En hierdie ding is baie, dit meen, want die gebrek van 'n lam het die bloed van daai lam nietig gemaak. Dit meen eintlik tot niet gemaak. Die gebrek aan die lam. So die mens, hier is 'n baie belangrike ding wat geskryf is. So die mens en sy sonde kan hoe glo dat hulle is onder die bloed. En hierdie ding het nou vir my baie mooi oopgegaan. Mense sê, ja, ek is onder die bloed. You say, I'm under the blood. Ons is onder die bloed. Halleluja. Daar so 'n koortjie wat sê, ons is onder u bloed, u dierbare bloed, onder die helende reinigingsvloed. Ons glo dit. Maar ons glo nie dat ons moet sonder gebrek wees nie. Ons glo nie dat ons moet sonder sonde wees nie. Nou kan jy vir my sê, die Bybel sê op 'n plek, hy sê, almal wat uit God gebore is, sondig nie meer nie. Dit meen, ek kan sonder sonde wees. Ja, maar 'n mens sondig, dis waar die ding, jy sal wel sondig, maar daar is weer vir jou versoening deur die bloed van die lam. Halleluja. Maar wat hier belangrik is, ons is onder die bloed. En hier is 'n interessante ding. Ons is nie onder die bloed nie. Ons moet in die bloed wees. Daarom sê hy, in hom het ons die verlossing deur sy bloed. Waar? Deur sy bloed. Maar waar is die verlossing? In hom, in sy bloed. So ek moet in Christus kom. Nee, dit meen ek moet in die bloed wees. Ek moet nie onder die bloed wees nie. Ek gaan nou verduidelik wat hier gebeur. Dis al manier hoe ek onder die bloed kan wees. As ons gaan na Hebreërs toe, dan sê hy, alles wat heilig is, word met bloed besprinkel. Nou, die bloed van die lam wat vir my verlossing gee in Christus, en ek wat in die bloed is, baie belangrik. Halleluja. Word geregverdig van die sonde deur die bloed. En nou is ek heilig. En nou dat ek heilig is, kan ek met die bloed besprinkel word. Baie interessant. Nie onder die bloed nie, maar ek word met die bloed besprinkel. Dit sê vir my baie, want selfs die altaar wat die bloed opgedrink het van hierdie lam wat geslag is, ek meen, daai altaar moes ook met die bloed besprinkel word. En hier kom die wonder van die staat. Hy praat baie van die besprinkeling van die bloed. En dit is so belangrik. Ons noem die besprinkeling van die bloed vandag. Ons pleit die bloed. Maar dis die besprinkeling van die bloed wat plaasvind. Want ek kan alleen deur die bloed in Christus die verlossing kry. Dit meen, ek is in die bloed, my siel, dis baie interessant, my siel is in die bloed, want in die bloed is die lewe. Halleluja. En daarom moet ek in Christus kom deur die bloed, sodat ek in die bloed lewendig kan word. Maar hier is 'n baie interessante ding. En dit is dat ek kan sê ek is onder die bloed. Ons sing daai koortjie ook. Daar's nie 'n fout meer nie. Maar ons moet net onthou, as ek onder die bloed is, beteken dit een ding, ek is weggesteek onder die bloed. En dit vind alleen in Christus plaas. Maar my ou vleeslike liggaam wat gesien kan word deur alle mense, hy moet besprinkel word met die bloed, sodat hy heilig kan word.
geregverdig van die sonde, sodat hy heilig kan word, selfs die uiterlike. Halleluja. En nou is ek nog steeds onder die bloed, maar dis nie soos wat ons dink dit is nie. Dit is net besprinkeling van die bloed, en dit het net soveel krag as die bloed wat in Christus is, waarin ek is. Wat die bloed wat ek deelagtig geword het. Halleluja. Word besprinkel, die uiterlike, die vleeslike mens word besprinkel met daai bloed. En hulle sonde is onder die bloed en word met die bloed bedek. Nou, hierdie is die grootste duiwelse leuen wat ooit verkondig is. Waarom? Halleluja. Dit is baie belangrik om te weet wat die woord van die Here sê. En ek wil dit graag vir u lees. Hy sê hierdie mooi woorde, Johannes sê dit in Johannes die 3de hoofstuk, praat hy hierdie mooi woorde. Halleluja. En dit is dat, hy sê in Johannes 1 vers 29, die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en sê vir hom, daar is die lam van God, daar is die lam. Halleluja. Ek dink, wanneer ons terugkeer na dit wat die woord sê oor die Here Jesus werklik as offer, en dit is die lam van God. Ons wil almal skuil onder die bloed van die Here, ons wil almal die Here Jesus gebruik, nee. Maar hy is die lam van God, en kom ons luister, wat doen die lam van God vir ons? Dit is die Here Jesus Christus, maar hy is die lam van God. Hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Nou, ek wil net weet, hoe kan die bloed jou sonde bedek, sodat die Here, as hy na jou kyk, nie jou sonde kan sien nie? Hoe kan hy, nadat die skrif sê, daar is die lam, wat geslag sal word, wat sy bloed sal vloei, wat die sonde wegneem? Nou wil ek net weet, as die Here jou sonde wegneem, hoe kan jy nou sê, jou sonde is onder die bloed, is bedek met die bloed? Ek meen, waar kom jy vandaan? Wil jy met sonde wat onder die bloed bedek is, wil jy so lewe, of wil jy eerder hê, dat die Here met jou sonde wegneem? Maar dis alles leerstellinge van die duiwels. Nee. Dat jy met jou sonde is onder die bloed, en as die Here na my kyk, sien hy my deur sy bloed, en hy sien nie my sonde raak nie. Halleluja. Kan jy in so 'n gebrekkige toestand verkeer? Die bloed is nie daar om sonde te bedek nie. Hoor wat ek sê. Die bloed is nie daar om sonde te bedek nie. Die bloed is daar om die sonde weg te neem. Want as die bloed die sonde moet bedek, sou geen sonde weggeneem kan word nie. En dis alles deel van die helm van verlossing. Hy sê verder, in 1 Johannes, in Handelinge sê, hierdie mooi woorde. Hy sê, Handelinge 8 vers 32, en die gedeelte van die skrif, wat hy besig was om te lees, was dit, soos 'n skaap is hy gelei om geslag te word. Dit weet, 'n lam. En soos 'n lam, wat stom is voor een wat hom skeer, so maak hy sy mond nie oop nie. Dis Jesaja 53. Nou sê in Petrus, halleluja, 1 vers 19, maar deur die kosbare bloed, soos 'n lam sonder gebrek en vlekloos. Dit meen, Christus, hierdie lam was vlekloos, sonder gebrek. Dit meen sy bloed, sy offerbloed, sy liggaam wat geoffer is, sodat dit die brood van die lewe kan word, is alles sonder gebrek en sonder vlekloos, want hy is so bevind voordat hy geslag is. Hy was sonder gebrek, sonder sonde, sonder vlek, sonder iets dergeliks, was hy bevind voordat hy geslag is. En alles het plaasgevind, omdat hy gehoorsaam geword het tot die dood en die dood van die kruis. Halleluja.
En al was hy die seun, het hy gehoorsaamheid geleer, uit wat hy gelei het, en dan sê hy, ek wil net hierdie versie lees, en dan gaan ek afsluit in die Hebreërs, en hy sê hierdie woorde, wat is, ek moet die versie vir u lees, want dit is baie belangrik. Hy sê, in die 5de hoofstuk, wat ek het lees, hy sê, die 7de vers van die 5de hoofstuk, hy was, wat in die dae van sy vlees, gebede en smeking en met sterk geroep, en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red, en ook verhoor is uit die angs. En hier is 'n interessante ding, net die onbevlekte bloed, sonder gebrek, sonder sy sonde, die Here Jesus het geweet, net daai bloed, kan homself ook net uit die dode terugbring. Hy sê dit so in die Romeine 13. Hy sê, en God het hom deur die bloed van die ewige testament teruggebring uit die dode. Dit meen wat die Here Jesus hier geoffer het, trane, het gehuil, want Vader, my bloed moet my terugbring uit die dode uit. En hy het geweet, net God kan dit vir hom doen. Want as die Vader hom regverdig, daai bloed van hom, dan sal die bloed hom uit die dode kan terugbring. En hy sê, hy al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. En die 9de vers, en nadat hy volmaak is, deur wat? Deur gehoorsaamheid, deur die bloed, en aan die Vader, halleluja, luister nou mooi, sê hy, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword. Halleluja. Ek wil dit net vandag sê. Hier praat hy absoluut van sy bloed. Die bloed bring hom terug uit die dode. En nou kan die Here, as ons hom gehoorsaam is. Ek hoor wat ek sê? Hom gehoorsaam is. Wie? Die lam, wat die sondes kan wegneem. As ons hom gehoorsaam is, dan word hy vir ons 'n bewerker van ewige saligheid. Daar is niks wat vir jou die saligheid kan bewerk, soos die bloed van Jesus. Daar is niks. Halleluja. Onthou dit. Sorg dat daar in die helm van verlossing nie 'n opening is nie. En net die bloed kan jou daar bring. Vader, ons wil baie dankie sê vir die onfeilbare woord. Here Jesus, dankie. U is die lam wat geslag is, sonder gebrek en sonder vlek. Halleluja. En dankie dat ons kan so word soos u is, deur u kosbare bloed. En ons prys u daarvoor. Seën elkeen nou in Jesus mooi naam, en ons dankie in u naam. Amen en amen. Halleluja.